Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. I'm very excited about today's video because I'm joined by a true legend, Gerrit Achenbach. Born and raised in the heart of beautiful Namakwaland, Gerrit is here to show us how to bake and more importantly, how to eat a skaapkop or a sheep's head. Now, sheep's head isn't unique to South Africa. You'll find versions of it in Iceland, Morocco, and across the Middle East and various other countries. But here at home, it's a tradition with deep roots, especially in communities where nothing on the animal goes to waste. Skaapkop form parts of oval, and trust me, Gerrit is the real deal. He's even the founding head of the Sheep's Head Eaters Guild of the West Coast. A lot of people think oval, especially skaapkop, is strange, intimidating, or even a little gross. But for many others, it's a comforting and nostalgic delicacy, and absolutely packed with flavor. And today, Gerrit is going to show us exactly why, in his classic witty style. Let's get started. Dis nou die twee skaapkoppe wat ons het. Dit was gister deur een of ander proses gewees. Wat het gister gebeur met hulle? Wat gebeur? Eerste plek, as jy 'n skaapkop koop, maak seker dis 'n rammetjie kop, want hy is die lekkerste, hy het die meeste vleis aan om die wangbene. En 'n lammetjie kop of 'n lamskop het baie vel oor, maar min vleis. So wat nou gebeur gister? Nou ek het 'n bietjie tools hier wat ek gebruik. Ek het hierdie borsel wat ek hom heel skoon maak met buitekant, en dan het jy 'n tandeborsel wat jy daarin druk by sy neus en jy maak hom ordentlik skoon van agter tot daar. Dis op die tandeborsel se lengte. So diep. Gaan baie diep in. So jy moet seker maak daar's nie 'n papie in sy neus nie. Sien, daar is hy weggedruk. So hy sit omtrent hier, maar dan borsel jy hom lekker uit, lekker skoon. En dan sit jy hom in sout en asynwater. Grove sout en asyn. Okay. En jy gebruik dit en dan moet hy vir die hele nag lê. Okay. Binne in 'n skottel of in 'n wasbak, maar hy moet toe onderdompel wees. Dan môreoggend as jy klaar is en jy haal hom uit, dan borsel jy hom weer af. Want die soutwater en die asyn maak alles dood wat moontlik nog gelewe het binne in hom. En die verhouding van die asyn met sout. Dis omtrent as jy nou 'n 750 ml bottel vat, is so 'n derde van die asyn en dan vat jy so 'n halwe sakkie grove sout. Okay. Dit moet lekker sterk wees. Ja. En dan as jy klaar is met dit, dan spoel jy hom af. En dit moet verkieslik 'n wit kop wees, nie 'n swart kop. Okay. Hoekom is nie 'n swart kop nie? Die swart kop is lyk nie baie lekker nie, want hy moet mos iets vir die oog wees. Ja. Terwyl jy hom eet. En gewoonlik, ons eet 'n skaapkop van vooraf. So as jy so sit, moet jy hom van vooraf kyk en dan moet hy mooi skoon wees. Okay. 'n Swart kop het 'n swart kleur op die vel Okay. en dit lyk nie altyd so lekker. Dit het nou alles gister gebeur en alles is nou mooi skoon gemaak. So wat gaan ons nou doen? Wat ons nou gaan doen, nou haal ons hom uit die water uit. Hy het 'n bietjie afgedroog en hy lyk mos nou pragtig soos hy hier lyk. Maak seker daar's 'n lappie by om altyd jou hande af te vee. Die proses, soos ek dit verstaan, is eintlik so dat ons al die oond kan aan sodat die oond kan begin warm raak. Dit is korrek. Die oond moet op 200 grade wees. Die tinfoil moet jy altyd seker maak dat jy die regte grootte het en dan die blinkkant binne, dowwekant buite. Dan vat jy die skaapkop, jy sit hom daarin en dan sit jy lekker sout op. Die sout trek in en hy gee lekker vet af. So gaan ons hom net met sout en peper. Net sout en peper, want dit is die tradisionele manier. Is hierdie 'n spesifieke resep van waar kom dit oorspronklik? Die resep kom uit Namakwaland en die Boesmanland area. En die boere het dit altyd geëet en dan het hulle dit gebak in 'n gat in die grond met kolle en dan sit hulle 'n sinkplaat op. Dan los hulle hom daar terwyl hy bak. Maar dit is absoluut 'n Namakwalandse, Boesmanlandse resep. Nou jy het baie maniere hoe jy dit kan doen. Ek het nou al 'n paar goed aangeleer. In die Weskus is daar mense wat hou van 'n Jimmy sous ook.
Okay. As jy dit nou wil regtig opsit, dan lyk hy omtrent soos 'n ysbaan. Sure, okay. En dan kan jy mense bietjie verlei rondom dit om te sê dis nou 'n ysbaan. Jy sal sien wat ek gedoen het. Ek saag hom as hy gevries is. Saag ek hom daar net so 'n stukkie in en Okay. die harsings bly binne. Ja. En dan as jy hom dan nou eet en jy maak hom oop, dan breek hy maklik oop. Dis maar net om die na die tyd proses. Dis korrek. Lekker. As dit 'n lamskop is, dan is die been mos baie dunner. Dan vat jy die mes, jy druk hom daar en jy twist hom net. Dan maak jy hom oop. Okay. So hy het eintlik 'n spiegeltjie van homself. So dan maak jy hom net toe en maak seker, want onthou, en die kop moet plat staan, omgedraai, sodat hy die olie kan opvang aan die onderkant van dit. So Okay. as jy hom dan nou later oopmaak, na hy klaar gaar is, dan lê die olie onder, loop dit uit in die bak. So nou sit jy hom nou terug daar. Waar het oom leer skaap het? Ek was verskriklik bevoorreg om groot te word in 'n Makoland. En my oupa op die plaas Jakkalswater, daarna by Springbok, Nabawi. Ek het altyd gesien hoe hy dit geëet het, hoe my ouma dit gebak het, en so met tyd, my ooms en tannies in die Bosmeland, hoe almal dit bak, en ek het al daai goedjies gesteel met die oog, om seker te maak dat eendag as ek groot is, gaan ek dit self doen. Okay. En nou is dit half 'n delikatesse en jy moet eintlik vir krag in die pype, moet jy ten minste 1 keer 'n maand 'n skaapkop eet. Sure. Dis gesond, dis goed vir die hart, maar jy moet 'n bietjie draf en oefening ook doen. Dit help ook. Dit help. Ons het so 2010 het ons 'n skaapkopgilde begin in die Weskus en ons was 10 lede en op die eind van die dag 114 lede. Sure. Maar ongelukkig met COVID en die ouderdom van ons mense wat gekom het, is nou van hulle al dood. Nou is daar nie meer baie skaapkopeters nie. Maar ek sal graag wil hê dat die tradisie voortleef. Skoon skaapkop is daarom die tweede lekkerste ding in die lewe. Jy weet seker wat is die lekkerste. Ek dink nie ek doen nie. As jy diensplig gedoen het, die treinry op pad na Valhalla toe is die lekkerste. Okay. Die geheim is dat 'n mens so mooi toemaak, want die 2 ure maak hy alles mooi gaar en al die smaak bly binne in die pan. Dan gebruik ons hom in so 'n pan en jy kyk nou bietjie na regs en so lyk hy en dan is hy reg vir die oond. Okay, ons gaan hom nou insit in die oond. Die oond is op 200 grade. Daar is hy in en ten minste 2 ure. So haal ons gou die koppe uit. Hoor hoe praat hy? Nou gaan ons die tinfoil afhaal. Ek kan sien hy raak nou sonder vel. Ek sien die olie weer nou onderin. Ja. Lekker vet skaapkoppe. Okay. En dan gaan ons nou hierdie chemiesous opsit. Nou dit is nie die tradisionele manier nie. Soos hy nou is eintlik reg om te eet. Om hom mooi te maak met hom grill. Ten minste vir 'n 3/4 uur. So hierdie is opsioneel. Dis opsioneel. Jy kan hom tradisioneel hou met sout en peper. Of jy kan 'n Jimmy sousie opsit, wat mos nou eintlik baie lekker is. Die geheim is, mense vra baie keer hoe weet jy as hy gaar is? As hy vir jou begin smile, dan weet jy hy's gaar. Ons het in Springbok in Namakoland geleer, vry en sanne 3. Jy mag nou net die meisietjie se handjies vashou en dan mag jy haar in die nek soen. En dit is hoe ons nou besef het, maar dis maar so skaapkop eet. Die lekkerste vleisie sit hier in die nek. Met die gilde het ons besef, daar's baie mense wat vir die eerste keer dit eet, maar dit lyk te aardig. As jy vir hom nou bietjie verdoesel met 'n Jimmy sous, dan kry hulle nie genoeg nie. Ja. Dan koop hulle sommer koppe om saam te gaan, saam te vat huis toe. Okay, wat nou gaan gebeur, is, as hy nou in die oond kom,
dan moet hy nou grill. Hy paar nou eintlik. Hulle praat nou met mekaar Ja. en dan gaan dit so 3/4 uur. Dan haal ons hom uit. Okay. Daar is hy 100% en dan is hy meer crispy aan die bokant en die vel gaan ook baie meer van die been afkom. Nog steeds op 200 grade? 180. 180, okay. En dit is nou 'n delikatesse uit Namakoland. Boesmanland streek en dit is soos ek gesê het, beskiklik lekker. En Ja. as jy so 'n kop opgeëet het, is jy voldaan. Dan moet jy 'n middagslaap maak. So, hulle is nou uit die oondtyd. So ons gaan nou net 'n bietjie wag dat hulle bietjie afkoel. Dis korrek, ja. Maar hy sê nou en die haarsinkies kom nou bymekaar. Hulle is nou alles gaar en dan kan jy hom oopmaak Okay. soos 'n tuinsloer. Nou is die skaapkoppie afgekoel, hy's op sy lekkerste. Ja. So wat ek doen is, ek sny hom in die helfte hier, dat ek net van daai velletjies uitkry. En ek wil hier van die, hy's mos nou baie crispy. En jy eet hom soos vis en chips, eintlik met die hande. Ja, nee, moet ek knip mes. Dis 'n groot geheim en dit Joseph Rogers verkieslik. Ek gaan net eers gou vir jou 'n paar stukkies afsny. Ek gaan nou vir my hier 'n stukkie afhaal. Het 'n lekker byt op. Die Jimmy sous gee hom nogal 'n lekker smaakie. En dan die sagte vleis, hè. As jy hier by die wange. Maar die meeste vleis is by 'n groot skaap op die wange. Hierdie wangetjies laat dink altyd vir my in 'n Wilson toffee. Dis altyd tuig gewees. Ja. Dit is wat so lekker is. En jy moet verskeidelik jou eie tande hê. Dat jy daarom kan lekker eet. Nou weer eens, die Namakolanders en die Boesmanlanders hou 'n spesiale dag om so lekker te eet. Jy kies so 'n dag uit en dan kies jy so 5 of 10 pelle en dan bak jy vir almal 'n paar koppe en dan eet julle lekker saam. Okay. Want dit is maar lekker om met so 'n samesyn te doen. En nou gaan ek hom oopmaak. Nou sny jy hierdie uit, want dis nou hier by die tonggedeelte. Dis die sagste gedeelte van alles. En as jy sou wou, jy sit hom nou daar neer, want hom eet jy 'n bietjie later. Die Kaapse mense hou van 'n bietjie mosterd opsit op die tong. En oral is hierso vleis op. Jy hoef nie op te hou nie. Hierso is 'n stukkie wang. Jy sal nou hou van hierdie sagte vleisie. Hy smaak so skaapbout. Nou, hy het nie daai byt op nie. Dit is lekker. Nou, daar is min mense in Namakoland wat dit nie eet nie. Die jong klomp almal eet dit. Nou, hierdie bene kan jy nou almal kaal sny, want dis alles kos hier langs, né? Hoe smaak daai vir jou? Dit is baie lekker. Ja, dit proe soos skaapbout eintlik, maar ja, baie lekker. Hierso is die onderkaak. Jy kan sien nie een van die tande stopsels in nie. So hy was nooit by die tandarts gewees nie. En dan gaan ons nou hier in. Dan probeer jy hom nou oopmaak. En daar is hy nou, as hy nou so is, dan maak jy hom in die middel oop. As hy daar oop is, daar is die haarsings. En dan kan jy nou van hulle uithaal en lekker van dit eet. Ek gaan vir jou 'n stukkie van dit uithaal. Ongelooflik lekker. Dis eintlik as mense vra hoe smaak dit dan, is dit eintlik soos murg. Ja. En as jy daai tandjies, dit mos plaak op. En jy suig dit af en dit werk help vir jou knieë, so jy gaan nooit kniemoeilikheid kry nie.
Dis wat nou so lekker is van daai as jy dit afsit. Soos vir jou 'n stukkie harsings. Baie mense sit dit die volgende oggend op 'n toastbroodjie. Maar ook soos delikatesse. Dit doen ongelooflik ryk, maar is baie lekker. Ja. Haal jy kan nou 'n teelepel vat of 'n vurkie. Hy smaak eintlik baie lekkerder as wat dit is. En dit is ongelukkig so, as jy wil slim raak, moet jy gereeld harsings eet. Want die volgende dag maak jy lekker wiskunde om. En dan hierdie tongetjie, as jy hom begin eet, soos ek gesê, die Kaapse mense hou van 'n bietjie mosterd op. Maar as vir jou 'n tongetjie, maak dit lekker. Baie lekker. Kan ek vir jou die oë uitsny? Gaan jy nie nou eers op eet of bietjie later? Kom ons probeer 'n klein stukkie oog. OK. Sien, dit is nou die ding van vetskapie. Ek het nou die oogiestuk ingedruk. Die ou mense sê jy sien baie beter as jy die oog eet. Die volgende dag. Hy het ook so 'n uitwerking in 24 uur. Jy eet 'n skaapkop soos 'n mango. Jy moet amper in die bad sit om te eet. Ek hoop jy dit nou geniet. En ons wil graag die tradisie laat voortleef. Mense moet dit altyd eet. Mense hoop altyd jou kleinkinders gaan ook voor daarmee. After spending some time with Gerrit, it's easy to see why he loves this so deeply. His passion for Namaqualand is something words can hardly describe. It's something you have to experience for yourself to truly understand. Thank you, Gerrit, for sharing not just your knowledge, but the heart and heritage of Namaqualand with us today.